vers 8 tot vers 12. En ek het jou in die begin gesê, ek nooi jou uit om saam met my op hierdie reis te gaan. Ons reis deur hierdie boek en ons doen dit stadig. Ons hardloop nie vinnig deur hom nie. So na 6 boodskappe wat vanoggend insluit, trek ons maar by hoofstuk 3. En dan is ook net 5 hoofstukke en dan gaan ons aanbeweeg. Maar die oorhoofse tema wil ek net weer eens uitlig. En ek herhaal in die begin, gee ek vir jou so 'n bietjie 'n opsomming en ek herhaal, want met herhaling sal iets insink. So ek gaan nou jou geheue toets, die van julle wat nou hier was. Die van julle wat dit gemis het, ek nooi jou
raai jou aan om op die YouTube kanaal die dienste te gaan volg. Gaan kyk maar net, hulle is daar gelaai, en elkeen met 'n ander tema, maar gaan kyk maar net, dit gaan oor hierdie boek van 1 Petrus. Die hooftema, sover wat ons gesien het, gaan oor groei, tot geestelike volwassenheid. Ek en jy is op pad. As jy gebore word, is daar 'n groeiproses. Selfs wanneer ons dan kind van die Here is, wanneer ons weergebore word, is daar 'n groeiproses. En ek weet nie van jou nie, die Here is nog steeds besig met my. En met jou. Ons groei voortdurend, selfs op 'n hoë ouderdom, kan ons steeds groei. So dit gaan, die hooftema, gaan oor groei, tot geestelike volwassenheid, en dit gaan oor 'n heilige lewenswandel voor God. Dat ek en jy heilig voor hom moet wandel. En Jesus Christus, heeltyd kom Petrus dan sê hy, so moet julle doen, omdat Christus dit ook so gedoen het. So Jesus is die voorbeeld vir jou en my. En ek sê dit baie keer, en ek sal dit aanhou sê, want dit is een van die wonderdinge vir my van God, is dat die Here in sy woord geen opdrag vir jou en my gaan gee, wat hy nie self, wat Jesus nie self op aarde die voorbeeld gestel het, of wat hy nie, kan ek dit so eintlik menslik gesproke, wat hy nie bereid is om self te doen. Alles wat die Here vir jou en my sê, het Jesus op hierdie aarde vir jou en my 'n voorbeeld gestel. As mens, so dis 'n voorbeeld dat dit vir jou en my moontlik is om deur die leiding van die Heilige Gees Jesus se voorbeeld na te volg. Alle fasette van ons lewe, moet ons Jesus eers gestel. Kan ek 'n amen kry? Amen. As jy saamstem, kan jy 'n amen sê. En as jy verskil, kan jy my ook vra. En as dit seer maak, moet jy eina sê, maar dit sê jy saggies. Maar ouers, alle fasette van ons lewe moet God verheerlik. En dit gaan spesifiek hier oor ons optrede, hoe ons onsself handhaaf. Dit gaan ook op ons reaksie. En ons praat van retaliate. Jong, en ons is vinnig. Jy kan vinnig retaliate. Jy kan vinnig 'n reaksie gee. Partykeer is dit 'n verkeerde reaksie. Daai vinnige reaksie is gewoonlik 'n verkeerde reaksie. Maar in alles wat ons doen, moet ons God eerste stel en hom verheerlik. Selfs wanneer dit kos dat ek en jy lyding moet deurgaan. En ons wil vanoggend 'n bietjie fokus op hierdie tema van lyding, wanneer ons lyding deurgaan. So kom ek herinner jou voor ons dan nou aangaan met vanoggend se boodskap. Kom ek herinner jou en ek wil met saam praat, want ek wil regtig hê aan die einde van hierdie reeks moet jy ten minste 'n paar punte saamvat. So jy maak notas, jy het my beloof, jy werk by die huis deur die boek 1 Petrus. Jy het studie saam met my. Maar ek wil regtig hê jy moet iets saam hê en nie net hier uitstap en sê, wonderlike boodskap, en as jy by die hek uitkom, jy klaar vergeet. So kom ons verfris ons gedagtes. Petrus, en om dit maklik te maak, praat ons van, as ons praat van fasette, dan praat ons van, kom ons sê net sirkels, areas van ons lewe, sirkels van ons lewe. In hierdie hele gedeelte, hierdie 3 hoofstukke wat ons reeds behandel het, lig hy sekere areas uit. En hy sê, in hierdie area, in hierdie faset van jou lewe, moet jy oplet, hoe jy reageer, hoe jy optree, sodat in daardie faset van jou lewe, die Here altyd verheerlik word. Nou help my nou, ons het begin praat, ons sê ons nommer 1, jou persoonlike lewe, in die woord, jou persoonlike lewe, sê jy moet jouself voed met God se woord. Ouens, jy moet jou Bybel lees. Sistematies lees en nie vinnig lees nie, en bietjie studie doen en jouself voed met God se woord. Dan praat hy van ons betrokkenheid in die geloofsgemeenskap. Ons het daaroor gesels in detail. Hoe jy in die gemeente, in die liggaam van die Here moet optree en jouself moet handhaaf. Dan praat hy van hoe ons onsself moet handhaaf in die samelewing daar buite. Dan praat hy van dat ons onder gesag staan. En hoe ek en jy as kind van die Here, selfs onder aardse gesag, hoe ons onsself moet uitleef en hoe ons onsself moet laat geld. Dan ons gepraat oor die huwelik, onthou julle, ons het 'n bietjie stil gestaan daarby, ons het gepraat oor hoe die man en die vrou moet optree
en ons het lekker daaroor gesels. En ons het verlede keer het ons gepraat oor dat ons nie moet terugskel wanneer ons geskel word nie. Dat ons nie moet terugvloek wanneer ons gevloek word nie. En ons het gesê, dis nogal 'n moeilike een, onthou julle, ons het daaroor gesels. Vorige keer het ons stil gestaan en ons het gesê, dis eintlik bitter moeilik om jou mond te hou wanneer jy uitgeskel word. Baie moeilik om stil te bly. Die Bybel sê jy met jou tong, eintlik in 'n minuut, jy moet jou tong vasbyt. Daai skerp tong, sê die boodskap Bybel, jy moet dit in toom hou. Onthou julle dit? Ons het daaroor gesels. Ons het gesê dat wanneer mense teenoor ons optree en sleg praat en beskuldig, dat ons moet stil bly en met die minste wees in sekere gevalle, sodat God deur ons verheerlik kan word. Ek en jy wil die Here verheerlik in alles wat ons doen. Is ek reg? Ouens, julle hoor al en baie keer praat mense en sê hulle, jong, in die kerk is hy 'n engel. By die huis is hy 'n duiwel. Kan nie Sondag hier sit en hoog, heilig en veilig lyk. En Maandag hanteer die tree op soos iemand wat nie die Here ken nie. Ons wil in alle vorme van ons lewe wil ons God verheerlik. Ons het gesê daar's 2 koninkryke. Daar's die kinders van die duiwel en daar's die kinders van God. Daar's 'n koninkryk wat skel en wat te kere gaan en soos besetenis optree. En dan is daar die koninkryk van God wat Morney vanoggend aangehaal het om te sê, ons hele mens wees sal 'n seën wees. Wie jy is, jou karakter, jou uitkyk, jou siening, jou woorde, die drukkie wat jy gee, die glimlag wat jy gee, jy moet 'n seën wees vir almal rondom jou. Dis wat God wil hê. Amen. So sê weer saam met my, hoe het hy gesê? My hele mens wees, my hele mens wees, sal 'n seën wees. Dit beteken in elke faset, waar jy jouself bevind, juis in tye, wanneer dit met jou swaar gaan. En ons het gesê dat God gee vir ons hierdie opdrag, maar die Here is so goed dat hy sit 'n belofte by. Kom ek lees dit vir jou. 1 Petrus hoofstuk 3 vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie. Moenie dit doen nie. Maar wat moet julle doen? Maar seën inteendeel. Seën eerder, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is. Ek en jy is geroep, kind van God, om 'n seën te wees. Nie om onsself te laat geld nie. Ons moet 'n seën wees. Dan hier is die belofte, sodat julle seën kan beerwe. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil seën beerwe. Jy ook? Verseker. Goed. Nou wil ek hê jy moet volgende saam met my lees en ons gaan nou aan. Waar ons opgehou het. So ons gaan aan by 1 Petrus, hoofstuk 3, vers 13 tot vers 18. Ons gaan 'n bietjie aan. 1 Petrus hoofstuk 3, vers 13 tot vers 18. Jy kan met bord volg, jy kan ook jou in jou Bybel volg. Lees dit saam met my. Vers 13 sê, en wie is dit wat julle kwaad sal aandoen, as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly, terwille van die geregtigheid, terwille van God se saak. As dit gebeur dat julle moet ly terwille van God se saak, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Vers 15, maar heilig die Here God in julle harte, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waar hulle van julle kwaad spreek,
soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Jou optrede moet so wees dat hulle wat van jou sleg praat, moet later kan sê, wie wat, ek praat sleg van daai persoon, ek beskuldig daai persoon, maar eintlik is ek verkeerd. Want die een wat van jou sleg praat, beskaam sal staan. Vers 17. Want dit is beter, hoor nou die bewoording, as die wil van God dit eis. Dis waaroor dit gaan. Hoor mooi, ek wil hier weer net vinnig sê, ouens, ek is nie besig om jou te sê, ek en jy is die vloerloof van hierdie wêreld. Dis nie waar dit gaan. Maar hier is 'n klem, hy sê, as die wil van God dit eis, ter wille van God se saak, wanneer ek en jy dan ly, dat jy ly wanneer jy goed doen, as wanneer jy kwaad doen. Dis beter om te ly dat jy wanneer jy goed doen, as wanneer jy het verdien. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely. Hy, die regverdige, vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Sien, daar is die voorbeeld van Jesus. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. So, hierdie paar verse, kom ons gesels daaroor. Kom ons pak dit uit. Ons gaan nou verder, waar ons dan nou vorige keer opgehou het. 1 Petrus 3:13 sê, en wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Die konteks hier, ouens, is die volgende. In die meeste gevalle, wanneer ek en jy goed doen en die wil van die Here doen aan ander mense, in die meeste gevalle sal mense dit waardeer en dit respekteer. Het jy al mense gehelp wat regtig terugkom en vir jou sê dankie, eer aan die Here, ek is bly jy was gehoorsaam? Goed, so hier is dit, wie sal julle kwaad aandoen wanneer julle navolgers is van die goeie? So in meeste gevalle behoort mense vir jou goed te wees en jou te respekteer en jou goed te behandel nadat jy vir hulle goed was. Ouers, ek en jy weet, dis ongelukkig nie die geval altyd. Dit behoort so te wees. Ongelukkig is dit nie die geval. Nou kom vers 14, nou sê hy. Vers 13 het gesê, dit behoort, mense behoort met julle, sal met julle goed gaan. Maar, as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, as mense sleg teenoor jou optree, en nie vir jou dankie sê of jou respekteer nie, wanneer dit gebeur, as jy moet ly, as dit met jou moet swaar gaan, omdat jy goed gedoen het, salig is jy. Dink nou saam met my oor hierdie woordjie salig. Die Engels praat van supremely blessed. Daai woordjie salig, jy is uiters geseënd. En ek wil hê met my volg, want dit maak nie heeltemal sin, ek moet ly en dan is ek geseënd. Hoe werk die ding? Ons gaan daaroor gesels. Hier is die ding, kind van die Here, en ek sluit myself in. Ons is baie kere hoogs verontwaardig. Wanneer mense nadat ons hulle goed was, ons sleg behandel. Ons is baie kere hoogs verontwaardig. En dan sal mense sê, na alles wat ek vir hom en haar gedoen het, net goed gewees vir hulle, wat kry ek? Stank vir dank. Het jy dit al gehoor? Het jy dit al beleef? Ons het almal. Ek wil vir julle my redmerke wys. Ons het skaars. Ons kan stories uitdruk. Ek kan nog net praat gereeld. Waar jy vir mense goed was, met die beste bedoeling van jou hart. Nou strengse teks. Jy het iets goeds gedoen vir iemand. En jy was net goed vir daardie persone. En dan hoor jy hoe hulle jou beswaar. En sleg praat van jou. Het dit al met jou gebeur? Dit het al met ons almal gebeur. En nou dan is ons hoogs verontwaardig. Ons neem aanstoot. Wat is ons reaksie in so 'n geval? Dis presies waaroor Petrus hier praat. Jou onmiddellike reaksie,
die ou mens reaksie, kan ek dit so uitdruk? Die ou mens reaksie, die vlees, as jy hom nie in plek hou nie, sal soos volg lyk. Ek sal waaragtig vir hom of haar niks weer doen nie. Ek sal nie weer goed wees vir hulle nie. As dit is hoe hulle my behandel, hulle kan nonnen vlieg. Jy dalk 'n sterker woord gedink. Dus, ouens, hoor jy, dit kon dalk al jou reaksie gewees het. Dis daai verkeerde reaksie. Dis wat Petrus hier besig is om te praat. Hy sê, ouens, al ly jy ter wille van God se saak. Hoe moet jou reaksie wees? Hoe moet jou optrede wees? Dat God steeds verheerlik kan word. Dis waaroor hy praat. Het jy hom? God se wette werk anders. Het jy agtergekom? God se wette werk anders. Ouens, terwyl dit nie vir jou en my heeltemal sin maak nie, sien ons in God se woord, dat wanneer ons onregverdig ly, wanneer ons ly omdat ons goed doen, omdat ons reg doen, dan is daar seën. Dis God se wet. Ons verstaan dit nie, maar dis God se wet. Wanneer ons ly ter wille van die saak van God en ons die minste sal wees in 'n situasie, dan is daar seën. En God se seën kom op verskillende maniere. Kan gesondheid wees, kan 'n wonderlike huwelik wees, kan wonderlike verhoudings, die lewe kan 'n lied wees. God sal jou seën wanneer jy hom eers stel. Stem jy saam met dit? Hoekom wil die Here ons seën? Omdat ons hom eers stel, bo ons eie gevoelens, bo ons gekrenkte selfbeeld. Kyk, dis nie lekker as mense jou beskuldig nie. Dit is nie lekker nie. Maar wanneer ek sê, Here, ek sal reg optree in hierdie geval. Ek gaan nie terugskel nie, ek gaan nie terugvloek nie, ek gaan nie terugbeledig nie, ek gaan nie my hart toemaak vir hulle nie. Ek wil U eer. Dan sê die Here, omdat jy dit doen, sal ek jou seën. Jy sal 'n seën beerwe. Vers 15 is presies dit wat hy sê. Hy sê, maar heilig die Here God in julle harte. Wat beteken dit om God heilig? Alles wat ek nou gesê het, ek stel God eerste. Ouens, ek en jy moet aanvaar en verstaan as kind van die Here, dat God se opinie, dis wat tel. En die opinie van mense, tel nie. Ons steur ons te veel aan die opinie van mense. Ek en jy is veronderstel om ons te steur aan wat God van ons sê en wat hy van ons dink. Dis die belangrikste. Ek stel hom eerste. Heilig die Here God. Dis 'n besluit wat ek vooraf neem. Here, ek gaan U dien. En al sal mense my opponeer en al sal daar dinge na my kant toe kom en al sal ek lyding deurmaak, ek sal U eer. Dis 'n besluit wat jy maak vooraf, dat jy gereed is wanneer dit gebeur. Want baie keer kan mense regtig lelik teenoor jou optree en dit kan regtig seer maak. Baie belangriker om te bekommerd te wees oor wat God van jou dink, as om jou te steur aan onkundige en kwaadwillige intimidasie. Baie keer is mense onkundig, hulle sê iets in onkunde. Baie keer is hulle moedswillig. Maar ons as kind van God sê vrees, die woord sê vrees hulle nie. Ek vrees my nie vir hierdie tipe intimidasie nie. Vers 15 tot 16, lees saam met my. Maar heilig die Here God in julle harte. Wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is. Almal wat uitvra, almal wat iets vir jou by jou wil weet of so meer rondom die sake van God, wees altyd gereed. Sien daai gaping, van daai gaping, maar doen dit met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in daardie saak waar hulle van jou kwaad praat, hulle beskaam sal staan en sal sê, weet wat, ek het 'n opinie gehad oor daai en daai persoon en ek moet my opinie verander, want dis nie wie hulle is nie. So wat doen ons?
Vers 15 en vers 16. Wat doen ons? Wat is ons optrede? Ouens, wanneer daar teen ons opgetree word, is ons vertrekpunt my verhouding met God. Nie die eie ek nie. Die eie ek sê, ek sal waaragtig nie dat jy so met my praat. Ek sal jou uitsond. Dis die eie ek. Wanneer daar iets kom, is jou verhouding, Here, ek sit nou in 'n situasie, hier 'n vriend, 'n familielid, 'n vreemdeling, 'n gemeentelid, iets kom sê teenoor my. Of nadat ek goed gedoen het, Here, het hulle my sleg behandel. Here, hoe tree ek nou? Dis wat ons doen. Weet jy hom? En dan is hier 'n groot ding, ouens, jy hanteer die antagoniste, hulle wat teen jou is, moet ek en jy hanteer met beskeidenheid en respek. Jy's kind van God, jy's geroep, ons het laas keer gesê, tot 'n hoër standaard. En dan moet ons gereed wees om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in ons is. Nou, wie is die hoop wat in ons is? Dis Jesus. Dis ons saligheid, dis ons redding, dis ons liefde vir die Here. As iemand vir jou sê, nou maar, nee man broer, kom ek vertel jou, die Here is so en so en so en so, en die Here is goed vir my, en jy gebruik daai geleentheid, jy is altyd bereid, maar jy doen dit met liefde en jy doen dit met respek. En nommer 4, jy gaan aan om te seën, jou hele menswees sal 'n seën wees, in elke omstandighede, jy seën, hulle wie jou vloek, jy bid vir jou vyande, dis wat God se woord vir jou en my sê. En ek preek vir jou, en hier waar ek staan, weet ek, dis nie altyd maklik nie. Maar ons neem daai besluit, Heilige Gees, U help ons om dit te doen. Ek wil by iets stil staan, en nou moet jy my mooi hoor. Jy moet my nou regtig mooi hoor. En ek wil hê jy moet my hoor. En jy kan my kom gesels na die tyd as jy sou wou. Maar hierdie wat ek nou met jou deel, kind van God, moet jy vanoggend saam met my hoor. Die gesindheid waarmee ek en jy optree. Die manier waarmee ek en jy optree. Die hart waarmee ek en jy optree, mag nie skade doen aan God se koninkryk nie. Die Engelse vertaling sê die volgende: Give an answer to everyone who asks you to give reason for the hope you have. Give an answer. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience. Gee jou antwoord. As daar 'n konfrontasie sou wees en jy voel, jong, hier word ek nou 'n bietjie in 'n blik gedruk. Hier's nou 'n konfrontasie. Staan jou man, maar die manier hoe jy dit hanteer moet gentleness, respectful, sagmoedig, daar moet liefde in jou kant wees teenoor die ander persoon. Hier is die ding, hoor wat ek sê, Christene raak kwaad vir mense wat God uithaat. Ons raak kwaad vir mense wat God se naam uiterlik of uiterlik gebruik, wat God vloek. Ons raak kwaad vir sulke mense. Is ek reg? Ons raak kwaad vir mense wat God se koninkryk beswadder. Ons praat van 'n heilige woede. Ouens, daar is baie keer 'n heilige woede, maar hoor nou net vir 'n oomblik wat ek vir jou wil sê. En omdat jy kwaad raak vir hierdie mense wat so teen jou God praat, dan gebeur dit dat mense, Christene, sonder hulle eie uitspraak en hulle eie skuldige bevinding en hulle eie vonnisse oor ander mense uitspreek. Here gaan jou straf. Jy gaan in die hel brand. Daar gaan teëspoed oor jou pad kom. Ellende sal jou tref. Is Christene wat nou vir ander mense sulke goed sê. Het jy dit al gehoor? Want die Christen is verontwaardig omdat God gevloek was, omdat God uitgetand was. En nou retaliate die kind van die Here, hoor nou die konteks, die Christen retaliate, hy reageer
En hy sê vir daai ou, die Here sal jou straf, man. 'n Siekte sal oor jou kom. Jy gaan in die hel brand. Petrus sê, gee 'n antwoord. Maar wat 'n manier? Gentleness, respek, sagmoedigheid, liefde. Gaan kyk op sosiale media. Ouens, ek persoonlik praat partykeer hier, dan praat ek teen sosiale media. Daar's ook die goeie kant. As julle met my, daar's die goeie kant, vriendskappe, mooi briefies en al die dinge. Maar daar's tog 'n gevaar in sosiale media. Jy gaan kyk op sosiale media, dan sal, kom ons, net om die punt nou hier te maak, en is nou oordryf, ek wil net my punt oorbring. Dan sal sondaars, goddelose mense, sal 'n post plaas op Facebook, wat dan nou godslasterlik is, nee. Die volgende post van Christene is skrikwekkend. Want daai post wat die Christen dan nou post op reaksie van die sondaar se post, miskien nou dat ek nou die Engels nou so inkom, en jy weet wat is dit in Afrikaans? Dit is nog nie post nie. 'n plasing. As 'n plasing. En dan is daar ander plasings. Okay, julle het hom. Plasing post is dieselfde ding nou net. Maar die manier hoe Christene antwoord is oordeel, verdoeming, straf, dat jou skuldig bevind. Ek gee bevel oor jou, ek vonnis jou sommer. Daar's geen toon in daardie respons. Daar's geen toon van liefde nie. Daar's geen toon van sagmoedigheid nie. Daar's geen toon van respek nie. Hoor my net vir 'n oomblik uit. Kom ons gebruik 'n onlangse voorbeeld om hierdie punt te staaf. Almal van ons weet van die verwoestende brande, was dit in Los Angeles, nee? Waar's Hollywood? Dis ons nou daar. Toe daai geweldige brand uitgebreek het en dan trend hoeveel duisende huise en geboue en besighede tot op die grond toe afgebrand het. Julle weet almal van dit. Onthou julle dit? En dit was in die nuus en dit was oral. Jy kan dit nie mis nie. Weet wat is die plasing wat jy van Christene kry? Die volgende. Hollywood mocked God when this happened. En dan wys hulle die verwoesting. Hoor my net vir 'n oomblik. Ek moet met jou hieroor praat. Of die plasing sal sê, daar's geen plek vir God meer in Hollywood nie, en kyk wat het gebeur. Ons praat hieroor. Wat vir my erger is dan gaan Christene, dan kry hulle daai plasing, dan stuur hulle dit aan vir almal. Spesifiek vir hulle familie en vriende wat nog nie die Here ken nie. Jy moet dit sien, maat. Kyk wat het met die mense gebeur. Wat sê ons? Wat is die boodskap wat jy uitstuur? Is dit God se karakter? Hoor my nou. Is dit God se karakter dat wanneer iemand op aarde teen hom praat of in rebellie is, dat God net besluit ek maak hulle se muur dood? Is dit God se karakter? Miskien in die Ou Testament, waar dit 'n ander bestel was, waar die Here nasies voor hom uitverdryf het, die goddelose nasies, waar hy vir Israel sê, julle maak almal dood in my land, want hulle het die verskriklikste afgoderry gedien. Maar nou leef ons na die kruis, ons lewe in 'n genade tydperk, waarin die wil van God is dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat almal gered moet word. Is dit God se karakter? Dat wanneer iemand teen hom opstaan en homself teen hom verset, dat God besluit, ek maak julle almal dood. Is dit die God wie ek en jy aanbid? Waaragtig nee. En die ander ding is, as ons vir mekaar sê, Hollywood mock God, en God brand daai hele woonbuurtes af wat die mense nou sê, wie is ek en jy om almal in daai woonbuurt te oordeel, om te sê, almal wat daar gebly het is sondaars, hulle verdien, almal se huise moet afgebrand word, almal moet doodgaan, kinders ingesluit. Wie is ek en jy om te oordeel, om te sê,
Almal daar was goddeloos. Hoe weet jy dit? Maar dis wat jy sê op jou Facebook post. Hollywood maak God, kyk wat het God nou gedoen. Ouens, jy kry sulke plasing oor en oor en oor. En dit lyk vir my asof kinders van die Here, Christene wat hulle self Christene noem, so 'n binneplesiertjie het, so inherente plesier wanneer dit sleg gaan met goddeloses. Asof ons lekker kry dat ander mense suffer. Is dit God? Kom antwoord my nou. Nou kan jy my antwoord, of saamstem of verskil. Maar dis my stelling. En ek raak opgewonde daaroor, want waaragtig, die Here sê, gee 'n antwoord, maar met liefde, met sagmoedigheid, met genade. Veral wanneer jy iets aanstuur vir jou vriende en familie, wat nog nie die Here dien nie. Waaragtig, daai inhoud van jou plasing, kan nie veroordelend wees nie, kan nie verdoemend wees nie. Waar is die liefde van die Here? Waar is die genade van die Here? Waar is daai boodskap? Waar is die seën wat jy moet uitspreek? Hoor jy wat ek sê? Hoor gou hierdie, ouers, ek sê hierdie baie versigtig. God is in staat om homself te verdedig. Hoor jy wat ek sê? God is in staat om homself te verdedig. Ons weet wat die Bybel sê, God laat hom nie bespot nie. Elke sondaar wat hardnekkig en in rebellie hulle self, hulle hart teenoor God verhard, sal eendag voor 'n lewende God staan en rekenskap gee van hulle lewe op aarde. Maar dis nie jou en my plek om judge, jury en executioner te speel nie. En Christene op sosiale media speel judge, jury en executioner. Julle hoor die konteks? Weet julle wat is nog erg? Is Christene wat mekaar uithaal. Wanneer hierdie leier, wat 'n aanhang het, nie saamstem met hierdie leier wat 'n aanhang het, se teologie nie. Wanneer daar verskille is in teologie, dan sal hierdie leier, op 'n sosiale platform, publieke platform, uithaal. Asof hierdie ou die enigste een is wat die lig gesien het en die waarheid het. Hou net dit wat ek vir ons sê, ouens, ons kan nie sonde goed praat nie, ons kan nie goddeloosheid goed praat nie, ons kan nie valse lering goed praat nie. Ons moet kyk en ons moet alles wat ons hoor en sien, selfs dit wat hier van hierdie kant af kom, moet jy na die skrif vat en daar gaan sê, is dit die waarheid? So dan moet daai oordeel wees wat jy beoordeel, wat jy die inhoud vat en sê, Here, is dit wat die woord werklik sê? En ons kan nie saamgaan met verkeerde lerings nie. Maar ek praat van partykeer sinnelose teologiese verskille, klein dingetjies, maar ou maat, om my kykertaal te groei, sal hierdie leier, daardie leier uithaal. As mense wat 'n lewe daarvan maak, om op hulle groep en hulle blog en hulle post en hulle Facebook en Instagram en Twitter en whatever, hulle maak 'n lewe van dit. En al wat hulle doen, hulle maak net alle ander leiers en alle ander kerke beswader hulle en vertel hoe verkeerd is hulle. Jy sien dit. Julle weet presies waarvan ek praat. En hoe meer kontroversieel ek kan wees, hoe groter my kykertalle, hoe groter my eie egootjie. Kerkleiers wat mekaar uithaal. Jy en ek hoop, en as jy twyfel, vra my, en as ek die antwoord het, die soek ons op. Maar jy en ek weet, na wie kan jy kyk en na wie jy nie behoort te kyk nie. Daar is ouens wat seriously net hulle eie koninkryk bou, net hulle eie geld koninkryk dryf. En ons weet dit. Jy volg nie daai ouens nie. Maar dieselfde ou
wat jy sê, hy of sy is so, is weer 'n seën vir 'n ander persoon. So hoor net wat ek sê in die konteks. Moet ons goddeloosheid goed praat? Moet ons valse lering goed praat? Moet ons blindelings wegkyk? Nee, dis nie wat ek sê nie. Wat ek wel sê, wat Petrus vir jou en my sê, is in die situasie, die manier hoe jy optree. Selfs ouens, al verskil ons hier van mekaar. Ek het die vorige keer vir jou gesê, daar is 'n aanklag in die kerk, waar mense sê, as dit is hoe 'n Christen optree, wil ek nie 'n Christen wees nie. Dan is daaroor gepraat. Mense wil sê, ek sit nie my voete in daai kerkie, want so en so sit nogal heel voor. En ek hou my nie op het skromskyn heilige mense nie. Wees bitter versigtig wat jy sê, jy loop op dun ys. Haal die balk uit jou eie oog uit, voor jy die splinter in die oog van jou broer of suster raak sien. Hoor julle, Petrus praat hier oor groot goed, ouens. En hy praat van wanneer jy in die spervuur kom, omdat jy goed doen vir God, en die Here sê vir jou doen, en jy bevorder God se koninkryk, en jy's goed vir mense, en jy laat jou lei deur die Heilige Gees, en jy doen al hierdie dinge, en dan kom daar negativiteit in jou toe. Dan kan ons baie vinnig verontwaardig wees. Nou wat Petrus sê is, in hierdie situasie, soos wat hy al die ander situasies vir ons genoem het, al die ander sirkels van ons lewe, né? Ook hier waar jou egoetjie aangevat word, hier moet jy God verheerlik. Hier moet jy bid en sê, Here, Here, hier is nou 'n situasie, ek voel ek is onregverdig behandel. Inteendeel, Here, ek weet ek is onregverdig behandel, maar hoe wil U hê moet ek hierdie saak hanteer? Goed. Kom ons eindig met vers 17 en vers 18. Vers 17 sê, want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Kyk ouens, as jy droog maak, dan verdien jy moeilikheid. Ons verstaan dit, né? Want Christus, hier is die voorbeeld, het ook eenmaal vir die sondes gely. Het Jezus sonde gehad? Nee. Maar hy het sonde gemaak. Hy is onregverdig beskuldig. Hulle het beskuldigings teen hom gebring. Hulle het gesê hy is 'n vraat en 'n wynsuiper. Hulle het valse getuienisse gebring. Hulle het hom onskuldig tot die dood toe veroordeel. Hy was onskuldig. En nogtans het hy nie terug geantwoord nie. Hy het nie teruggedreig nie. Aan die kruis van Golgotha roep Jesus uit, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In sy menswees, deur die krag van die Heilige Gees wat ook in jou en my lewe leef, kan ons seën wanneer ons gevloek word. Ons kan. Jesus het die voorbeeld gestel. So hierdie twee verse sement net hierdie hele gedagte, dat wanneer jy ly vir wat reg is jy eintlik geseënd. Hoekom? Want daar wag 'n loon, daar wag 'n seën. As jy reageer, en jy vloek terug, en jy skel terug, wat het jy gewen? Wauw, ek het daar in die argument gewen. Okay, great. Hoe voel jy 5 minute later? Skuldig. Jou gewete kla jou aan. En dan sê jy vir jouself, ons moet eerder my mond gehou het. So jy het dalk die geveg gewen, jy het dalk die argument gewen, great. Dit hou vir 'n rukkie. Dis hoe hy praat, hy sê, 'n goeie gewete. Nou kan jy kies. Daai bietjie plesier wat jy nou, well, I gave him a piece of my mind. Great. Jy voel verskriklik goed. Okay, kies dit. Hoe lank gaan dit hou? 5 minute dan gaan jy skuldig voel. Right. So kies dit. Of sê Here, ek los dit. Ek sal vir hierdie persoon bid. Ek sal liefde gee. Ek sal hom 3 keer groet. Ek
sal jy by hom verbyloop nie. Want ek wil seën beerwe. Dis jou keuse. Wat een kies jy? Ons kies hier seën. Jy het die boodskap. Vers 18 sê, Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges, hoor hier, om ons tot God te bring. Dat God se naam verheerlik kan word, dat daar redding kan kom. Jesus se optrede lei na die Vader. Jou en my sagte antwoord, ons liefde, ons gebede, kan daai persoon, kan daai vyand wen om 'n vriend te word. Jou optrede kan mense na die Here toe lei. Sien julle die voorbeeld? Ouens, die wêreld het nie meer oordeel nodig nie. Ek wil vir julle sê, ons doen die duiwelse werk. Hy hoef niks te doen nie. Christene haal mekaar uit. Ons maak dit vir hom maklik. Wil moet dit onthou. Maar die wêreld het nie meer oordeel nodig. Jesus self sê, ek het na die wêreld gekom, wat is die woorde? Nie om die wêreld te oordeel nie, maar om te red. Ek en jy kan nie judge, jury en executioner uitsprake maak of goed aanstuur, maar ons nie dink nie. Dis ons plek nie. Die wêreld het liefde nodig. Die wêreld het nodig kind van God. Hoeveel van ons is hier vanoggend? Waar jy ook al beweeg, kos vat net vir 'n oomblik. As jy nou hier uitbeweeg, hierdie hele week, kos vat maandag tot Vrydag. Kos vat my nou en kos vat nou vir Stefan, of vat vir David, ons is 3. Hier beweeg ek uit, van maandag tot Vrydag. Met hoeveel mense kom ek in aanraking? Klomp. Met hoeveel mense Stefan? Klomp. Met hoeveel mense David? Right, kry die prentjie. Sit ons nou almal by mekaar. Met hoeveel mense hier gaan ek en jy in hierdie week in aanraking kom? Baie. Kan ons hele mens wees 'n seën wees? Kan ons seën, ouens, waar ons gaan en Christus verteenwoordig, sy naam verheerlik? Kan ons dit doen? Kan ons dit doen? Right, dan doen ons dit. Wees net 'n seën. Byt daai ou tommetjie vas.